Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons het 'n nuwe kantoornommer 067 825 0752. Maak seker jy save dit op jou foon sodat jy ons maklik kan kontak. Ons het 'n kamp vir ons Movement mannebediening 28 tot 30 Maart by Simonsberg Christelike Sentrum. Koste is R950 per persoon. Die eerste aand van die kamp moet jy jou eie vleis bring. Bykosse word voorsien. Die res van die naweek se etes word ook voorsien. Scan die QR-kode op ons poster om jou plek te bespreek. Arise is 'n vroue naweek in die natuur waar jou gees, liggaam en siel uitgedaag gaan word. Weg van tegnologie en alledaagse geriewe, daag ons jou uit om hierdie tyd te neem vir jou siel om jou liggaam in te haal. Dis 'n geleentheid om jou verhouding met God te verdiep en om op 'n nuwe manier te ervaar. Scan die QR-kode op die poster of kontak Laurika vir meer inligting. Met die opbou na Pinkster toe gaan ons die laaste woorde wat Jesus aan die kruis gesê het bespreek. Hoe het hierdie woorde ons geskiedenis gevorm en wat beteken dit vir ons vandag? Het jy gebed nodig vir jou besigheid? Vul jou naam in by die infotoonbank sodat ons vir jou kan kom bid by jou besigheid. Ons is elkeen gemaak met unieke gawes en talente. Saam kan ons 'n omgewing skep waar mense welkom voel en saam kan kuier. Waar ons saam die Here kan aanbid. Waar kinders hul identiteit kan ontdek en die woord leer ken. Waar manne en vroue bediening kan ontvang wat tot hulle spreek. En waar mense deel kan word van groepe waar ons mekaar kan ondersteun en hegte vriendskappe kan vorm. Waar gaan jy 'n verskil maak? Jy kan vandag nog deel raak van 'n bedieningsgroep deur 'n draai te maak by die tafels en die QR-codes te scan.
Goed, so ons is in 'n reeks waar ons klaarmaak, waar dit gaan oor hoekom kerk, ons het nou so 3 Sondag, vandag is die laaste Sondag, en ek wil jou uitnooi, ek is so bly oor hierdie persoon wat hierdie geskryf het, ek wil oor Paasfees, ek wil jou uitnooi, ek weet April maand is 'n vakansiemaand, ek weet baie van julle sit en sê, dank die Here April kom, jy weet, want ek 'n bietjie gaan asem skep, maar ek weet ook, jy skep ook nie hele lang, 'n maand lang asem nie, né? So ek wil jy regtig vra om hierdie jaar, daar's 'n groot opgewondenheid oor April, jy gaan sien in die campusnuus, ons gaan 'n reeks begin wat ons praat oor die woorde wat Jesus aan die kruis gesê het, daai laaste kruiswoorde, ons gaan 'n bietjie daar gesels in die opbou na Paasfees toe. Maar ek wil jy regtig aanmoedig om tyd te spandeer, om net te hoor en deel te wees van die hele tydperk, die dienste in Paasfees in April. Maar ons maak hierdie reeks klaar, so ons het die laaste 'n paar Sondae het ons gepraat oor 'n paar vrae. Die eerste vraag het ons eintlik net gegaan en gesê, maar hoekom kerk? Jy weet, dit gaan eintlik, as jy nie was nie, het jy 'n mind te verfris, dit gaan oor Jesus. Alles wat gebeur het, Jesus het gekom en hy het eintlik gesê, julle, ek het nie kerk nodig nie, julle het kerk nodig. Jesus is nie nodig om 'n Sondag kerk toe te kom nie. Hy is in ons en hy is die een hoekom ons dit doen. So Jesus is kerk en hy het dit vir ons gegee dat dit vir ons om amper te kan leef, en dit is 'n vibe hierdie kant van die kruis, wil ek sê, of van die graf, en aan die ander kant is ook, het ons gesien dat hoe hierdie kerk en die instansie wat Christus neergesit het, ons lewens verander, en dan verlede week het Llewellyn so lekker gepraat oor die gedagte, maar wat bring ek tafel toe? Met ander woorde, dis nie net ek om kerk om te ontvang nie, wat het ek om te gee? En vanoggend gaan ek ons 'n bietjie net afsluit om hom verder te vat as net 'n gebou en 'n plek hier, om te sê, maar hoe maak ek 'n verskil in my gemeenskap? Nou, gewoonlik daai vraag, kom ons vra hom net in 2 makliker vrae om te verstaan. So ek wil hom so intoe vat en sê, vanoggend wil ek hieroor praat. Is God sigbaar in die wêreld? Pas vir jou 'n vraag. Vraag vir jouself af, is God sigbaar in die, as jy nou kyk na, daar's ouens wat nou laf, kyk as jy die oggend opstaan, eerste ding wat jy doen is jy lees Netwerk 24 en dan lees jy somme of een of ander nuusberig en dan gaan jy na soms in die wêreld se nuus toe. Wat gaan aan in die wêreld? En ander ouens sê net weer ag nee, wat luister jy wat, ek hoef nie nuus te lees nie. Die Here is op die troon. Maar die prentjie is God sigbaar in die wêreld? Dis die vraag. As jy nou mense ken wat oor see bly, vakansie is of daar bly, hoe praat hulle daar oor die Here in Europa en oral en hier by ons? Of kom ons maak hom makliker. Kom ons vat hom na ons toe. Die vraag is, hoe kan jy Kaapstad verander? Wat het jy? Hoe kan jy Kaapstad verander? En die oomblik as jy sê, hoe kan ek Kaapstad verander? Dink ek, Rian, is jy nou nie lekker nie? Weet jy hoe groot is Kaapstad? Weet jy hoe wyd is Kaapstad? Nou, hoe kan jy van my vra, ek alleen, om Kaapstad te verander? Ek dink dis waar ek vanoggend met ons wil praat, want onthou nou, ons praat van kerk en gewoonlik voel ons is die kerk. Llewellyn verlede week mooi gesê, hy sê, dis nie, ek is nie kerk nie, maar ons is kerk, nee, so dis great, maar nou is die prentjie, dan voel ons ook, maar hierdie is kerk, en dis waar dit ook stop, as ons klaar is hier, dan is die kerk ook nou verby, verstaan jy, maar die prentjie is, dan wil die Here ons eintlik vat na 'n volgende prentjie toe, en dis gewoonlik wat oppop, in die gedagte as ek dit sien, dit's 'n mannetjie wat daar staan, en sê, it's me against the world, hierdie mission is so groot, ek is op my eie eilandjie, hoe gaan ek dit regkry? Weet, hoe gaan ek die wêreld kom verander? Hoe gaan ek hier kom staan en sê, Here, U sê vir my, Rian, jy moet Kaapstad verander, en dan dink ek, Here, dis die prentjie, en is dit moontlik? Is dit vir ons moontlik, of voel die taak so groot, dat jy eerder maar niks doen nie? Jy weet, ek het een keer so 'n visioen gesien van 'n berg, 'n massive berg, en jy staan hier onder die berg wat jy moet uitklim, maar die berg is so groot dat jy stap maar al om en soek is daar 'n ander plekjie om op te kom, met hulle ergens intussen 'n kabelkarretjie opgesit, maar jy begin net nie die berg te klim nie, verstaan, en partykeer is dit hoe ons voel, nee, die taak is net te groot, en dan voel ons, dit is eintlik, skryf ek daar, onmoontlik om Kaapstad te verander, dit is so onmoontlik soos dit voel vir jou om die hele wêreld te verander, it's me against the world, how are we going to do this? En dan preek ons op 'n Sondag ons longe los vir jou om te sê, gaan change the world, en dis wat jy sien, terwyl ons preek, verstaan jy, en nie net hierdie, en al die gemeentes, elke kerk, dit die gedagte, en dan voel ons dit, hoe kan ons dit doen, jy weet, want die eerste ding as ons vra is, wat moet verander in ons stad? Ja, dan sal 'n lyste van goed wat jy kan neersit. Hoe lyk ons stad? Dan sal 'n lyste van goed wat jy kan neersit, wat sleg is en negatief is. En dan sê ons goed gaan verander, en dan dink jy, hoe kan ek dit doen? En ek dink, dis die prentjie waar ons is. En dan is dit asof die Here presies dit is wat hy vir ons vra. Hy kom amper na ons en hy sê, maar luister, ek wil graag hê jy moet die wêreld verander.
Nou dink ek, Here, maar hoe kan U dit van my vra? Dis bietjie groot, ek skryf vas bietjie tall order, Here, om vir my te verwag om dit te doen. Nee, en dan kom in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 baie duidelik sê die Here, dit is sy hart, sy wil dat almal gered moet word. Almal. Dink ek, Here, joh, dis moeilik. Hoe gaan ons imagine Kaapstad sonder duisternis, sonder sonde, sonder uitdagings. Imagine daai prentjie. Dink jy, maar Here, hoe is dit moontlik? En dan kom ek gee hierdie opdrag, ek gaan nou vir jou lees in 2 Korintiërs. Dan sê hy, maar dis my opdrag wat ek vir jou gee wat hier sit. Hy sê daar, but, dis in die Amplified, hy sê, but all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ. That is, making us acceptable to him, and gave us the ministry of reconciliation, so that by our example we might bring others to him. Verstaan jy? Hy sê, ek het julle hierdie ministry gegee. Dis julle roeping, dis wat ek vir julle gee, dis wat julle moet doen. Hy sê, that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting people's sins against them, but cancelling them. And, hoor nou mooi, he has committed to us the message of reconciliation, that is restoring the favor of God. Die Here sê, dis wat ek vir julle gee. Kerk, is jy kerk? Yes, ons het hom verstaan in die reeks, sê die Here, vir jou kerk gee ek hierdie, ek wil sê, roeping om die wêreld terug te bring, dat hulle in guns van God kan wees, dat die guns herstel word tussen die mens. En is orals, ook hier in Kaapstad. So ons hoor dit, dis nie vreemd nie, ons weet dit, dis wat die Here vir ons sê. Maar nou kom ons sê ons, maar Here, dis 'n bietjie 'n tall order. Verstaan jy? Hoe gaan ons dit regkry? Here, hoe gaan ek dit regkry? Maar ek dink die klem is, die sleutel is ons. Jy sien, want ons het mekaar nodig in hierdie prentjie, maar nie net hier binne nie, maar ook daar buite. Jy sien, die kerk, verlede week het Louwelen hom baie mooi verduidelik. Toe hy sê, jy weet, ons is die kerk, nie ek nie, ons is die kerk, dis wat God in plan gehad het. En as ek sê, wat bedoel ek met kerk? Met ander woorde, skryf hom al duidelik. Die mense wat Kaapstad moet verander is kerkmense. Kerkmense is ook medegelowiges, dis getuies, dis ambassadeurs van Christus, dis hierdie nuwe generasie, hierdie nuwe volk wat God op die aarde kom neersit het, toe hy gesterf het en hy het dit oorgelaat aan sy disippels, hierdie nuwe koninkryk wat kom stig het, hy sê ons, julle is die kerk, julle almal, verstaan, en julle het hierdie opdrag om uit te gaan en hierdie wêreld te gaan verander en te gaan change. Nou kyk nou hierdie gedeelte in Filippense, en luister wat ek bedoel met hierdie geel letters wat daarin is, maar hy skryf, julle is mos deur Christus bemoedig. Wie is dit? Hy praat van ons wat hier sit, nie? Dink nou net, kyk gaan jy om jou, hy sê nou ons is julle is hierdie ons. Hy sê julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos. Julle het die gemeenskap beleef wat die Gees bewerk het, 'n fellowship, iets wat ons beleef iets, ons wat hier sit, beleef 'n fellowship wat die Gees bewerk het. Julle weet wat omgee en meelewing beteken. Met ander woorde, julle beleef iets wat ander ouens wat nie deel is van die kerk is nie beleef nie. Hy sê, maak my dan nou heeltemal bly deur eensgesind te wees, een in liefde, een in hart en een in doel. Met ander woorde, dat ons hierdie een doel voor oë het, ons wat hier sit om te sê, the mission wat Christus ons voorgestuur het, we gonna do this. Hy sê, moet niks uit selfsug doen of om daarmee te probeer spog nie, wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moenie net elkeen as sy eie belange omsien nie, hoor nou mooi, maar ook na mekaar se belange. Hier's 'n prentjie wat ek kom sê, hy sê, ouens, ons het iets beleef. En dit wat ons beleef het, is deur die Gees bewerk. Hy sê, en dit wat ons wat ons van praat, is die gemeenskap van gelowiges. Nou oké, dis 'n kerkterm, nee. Nêrens praat jy by die werk van die gemeenskap van die finansiële bestuurders nie, of die gemeenskap van die bemarkers nie. Nee, ons praat net in die kerk, praat ons van die gemeenskap van gelowiges. Nou dit klink dalk bietjie na 'n foreign concept, maar wat is 'n gemeenskap van gelowiges? Wat probeer hy hier sê? Wat probeer hy vir ons uitwys deur te sê, maar julle, die term gemeenskap van gelowiges, wat is dit? Eenvoudig wil hy sê, dis mense wat almal saam iets beleef, wat die Heilige Gees aan elkeen afsonderlik gegee het, vorm 'n gemeenskap.
Soos ouens wat in 'n ander manier leef. Hoekom leef ons anders as ander mense? Want die Heilige Gees het ons almal iets laat beleef en ervaar, en ons kom by mekaar, almal wat iets van die Here beleef en ervaar, as ons by mekaar kom, dan vorm ons 'n community, en hierdie community is 'n community wat eensgesind saam is, omdat ons 'n belewenis het, wat Christus in ons harte kom plaas. Okay, dit maak ons anders. So, die ou buite die kerk, is nie deel van hierdie gemeenskap nie, so hy beleef en ervaar nie noodwendig wat ons beleef en ervaar nie. Nou, die gedeelte in Filippense sê, wat het ons beleef? Hy sê, ons is bemoedig. Dis iets wat hierdie fellowship beleef, is om bemoedig te wees, om getroos te wees deur die Heilige Gees, om te gee, en dan sê hy meelewing, daai net om saam te wees, dinge saam te doen, te beleef, die meelewing van dit. Hy sê, dis wat ons anders maak, nee, dis die community. Hy sê, daai goed vorm 'n fellowship. Nou fellowship het jy al gehoor, daar was op 'n tyd 'n movie te praat hulle van the fellowship of the ring. Hierdie praat hy van we are the fellowship of the king. Verstaan? So hierdie goed maak dat we are a fellowship because of what we experience van die koning van die konings. Ons is hierdie fellowship. En hy kom en hy sê, goed, verstaan julle hierdie fellowship? Het ek nie net hier geplaas in Doksedai Tyger wil nie, maar ek het hom geplaas ook in Doksedai Langeberg, maar ook in NG Kerk, en in die Hervormde Kerk, en in die AGS Kerk, en die noem die kerke op, en al die ander kerke tussenin, het ek hierdie fellowship ingebring, dat mense 'n belewenis het van wie ek is, sodat hierdie fellowship kan gaan, en die stad kan gaan verander. Is dit nie eenvoudig nie? Nee? So met ander woorde, ons het iets beleef. Die Here het, ek skryf daar, nie net is jy bemoedig en getroos nie, maar so ook ander mense om jou in die kerk. Kyk gou die ouens om jou, nee, en dan besef jy, hierdie ouens het dieselfde belewenis van Christus as ek. As hierdie ou hier voor my partykeer iets verkeerd doen en hy voel skuldig, dan ervaar hy vergifnis, of hy het beleef genade. Net soos dit deur 'n moeilike tyd gaan, dan beleef hy Christus tel hom op. So dis iets wat ek en hierdie persoon in gemeen het. So almal wat in die gemeenskap van die gelowiges sit, daar's iets wat ons saam bind. Dis die Heilige Gees, nee. Maar as iets wat ons saam, wat ons beleef, wat ons ervaar, wat ons kan sê, but this makes us the fellowship of the king. Okay? Maar dan wil hy hê, ons moet nie net dit vir onsself hou nie. Hierdie fellowship moet ons verskuif na daar buite, na ander. So ons kan dit nie vir onsself hou nie. So as ons net hier by mekaar kom en ons hou dit hier, dan sal daar ook 'n kerkterm daarvoor. Ons noem onsself dan 'n holy huddle, né? Die Here sê nee, dit gaan nie werk. Ons kan nie 'n holy huddle wees nie, want dan gaan ons net altyd by mekaar kom en ons gaan net so lekker, dis lekker hier, en dan as ons uitgaan, dan ons weer terugkom, ons moet weer hier wees. Nee, die Here wil hê, hy sê ek het actually 'n plan met die mens oor die aarde heen. Nou as jy vanoggend gou kan dink, ek wonder hoeveel kerke wêreldwyd, jy weet, op 'n Sondag by mekaar kom, en hoeveel mense wêreldwyd die evangelie hoor, né? Dink gou daaraan. Waar is die kerk oral, né? Waar is mense? Waar is die fellowship of the king? Waar is dit oral? Né? En dan ry jy in jou karretjie en jy dink jy's die enigste Christen op die N1 elke maandagooggend. Kyk hoe ry hierdie mense. Nie een van hulle kan die Here dien nie. Dis net ek wat die Here dien. Verstaan jy? En dan waar is die mense? Here, is me, en dan sien jy weer daai prentjie, me against the world. Jy sien die wêreld, jy kyk dan, Here, hoe gaan ons hierdie wêreld verander? Kyk net hierdie ouens, né? En actually sê die Here, dink dit 'n bietjie weier, né? Hierdie mission is my mission, sê die Here. En ek wil hê jy moet aansluit, jy moet deel word van hierdie mission. Dis so eenvoudig, word deel. En verstaan dat hierdie fellowship wat jy beleef, moet jy, daar's ouens daar buite wat dit so graag wil beleef, maar hulle het nog nie, en daar's niemand wat dit vir hulle wil sê nie, want die arme 3 Christene daar saam met jou in jou kantoor is te bang om julle mond oop te maak, want die prentjie is nie hier in hierdie kantore nie, of nie hier by hierdie skool nie, kyk nie hier by hierdie funksie of by hierdie kuier nie, hier moet ons maar net stil, rustig wees. Ek sê nou nie, moenie vir almal gaan preek nie, jy gaan sien waartoe gaan ek. Ek sê nou nie, jy moet elke dag met die Bybel onder die arm loop en vir die mense, jy weet, daar's 'n tyd en 'n plek vir dit ook, maar partykeer is dit dood eenvoudig om net te wees en te verstaan, maar ek is actually deel van God se plan. So die ding is wat jy vanoggend hoor is, jy is nie alleen nie. As jy daar staan en voel, as jy ooit hoor iemand sê, maar die Here het ons geroep, hy het jou geroep om die stad te verander, dan moet jy altyd besef, ja, maar daar's ander ouens wat hy ook geroep het. Nee, hy het nie net vir my geroep nie. Die Here het nie vir almal gesê, nee, nie julle nie, net jy. Nee, die Here sê dit vir almal, en ons moet dit hoor, en dan besef ek, maar ek is in hierdie roeping, is ek nie alleen nie, alhoewel hy my roep. So mooi, toe Jesus
ek skryf hy 12 disippels gekies, nie net een nie. Nee, hy het nie gegaan en gesê, nee, net hierdie een ou, hy gaan nou by my oorvat, en hy gaan die volgende verstaan, en dan by hom. Nee, hy sê, en hoekom 12? Want Israel was een volk, nee, maar hulle 12 stamme gehad. Dis amper so mooi as Jesus sê, maar luister, almal is ingesluit, nee? En dan stel hy vir hierdie 12 ouens die volgende, hy sê, maar dis nie vir die Jode nie, dis vir almal, nee? So, hierdie sluit die ander ouens in ook. Ek dink ons gaan nie baie daaroor praat, maar ek dink daar kom 'n Paulus lekker in die prentjie in, nee, sy roeping. Maar die gedagte is, Israel het 12 stamme gehad, skryf ek, dit beteken, dit sluit almal in, en almal is een, en almal is een van die volk, en die prentjie verder, net so het hy nou in hierdie nuwe volk, sien dieselfde prentjie, dan sê hy, maar luister hier, nog steeds, ek wil hê, jy moet verstaan, almal word in die prentjie ingesluit, en dis hoekom as ek mense uitstuur, of as ek mense in 'n plek, daar by jou werk, jy gaan nie alleen wees nie, ek stuur mense van die dag 1 af, het Jesus hulle saam uitgestuur, hy het nooit gegaan en gesê, hoor jy gaan alleen die kant, en jy gaan, hy sê ek stuur julle saam uit, gaan uit, en gaan verkondig het. Nou, hoekom doen die Here dit? Hoekom het hy hierdie plan om ons saam uit te stuur? Vir 2 redes. Die eerste rede is om mekaar te help. So jy kan daar by jou werk sit of by skool sit, by die sportveld en kyk dat die kindertjies na daar hardloop en alles mooi doen. En ek in myself dink, Here, ek onthou Rian het een keer gesê ons is hier om die stad te verander. Nie dis my plek waar ek nou die stad moet verander. Terwyl ek nou hier sit. Maar Here, hoe gaan ek dit doen? Die Here amper sê, weet jy, ek net nog ouens hier gesit, miskien in die kar skuins oorkant jou sit, iemand met dieselfde ding in wonder, op daai oomblik. Die Here sê, ek wil jy moet besef, ons is hier om mekaar te help, nee? Prediker 4, dis wat daai gedeelte sê, jy ken hom so op goed, hy sê, 2 is beter as 1, en dis die waarheid, 2 is beter as 1. Ek het vanoggend in die eerste diens, ons my hemp verkeerd vasgeknoop, hy het so 'n bietjie skeef gestaan, en toe wys my vrouwtjie vir in die preek, toe kon ek dit regmaak, almal het gelag, dit was 'n moment, het gesien hoe, maar sonder haar sou hulle die hele tyd stil gebly het en geskinder het daaroor. Oh, kyk hoe lyk sy hemp, jy weet, maar toe kon 2 is beter as 1, okay? Daar staan, saam bereik hulle meer in hulle werk. Hoor wat sê hy verder, hy sê as een van hulle val, as een mens val, nee, kan sy vriend hom ophelp, maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe kan een wat alleen is warm word? Iemand kan die een aanval, maar die 2 kan weerstand bied. En 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Sien as die Here vir jou kom sê, onthou as ek vir jou gesê het, jy moet die stad verander, ek het dit vir die ou langs jou ook gesê. En as ons daai ouens kan soek en gaan vind, die tweede ene is, hoekom ons saam uitstuur, is om mekaar geestelik op te bou. Sien, dis die ander prentjie. Jy sit miskien by jou werk, en jy is dalk die extrovert. Mooi, beautiful, jy is die mond, jy praat, en jy kan gooi. Maar die ander ou sit daar, wat miskien die introvert is, en hy het dalk hierdie kennis, en hy wil dit graag deel met die mense, maar hy weet nie hoe om dit te doen nie, en jy sit daar en jy praat, en gewoonlik die gevaar is van extrovert na die tyd, en sê, ek het dalk vandag te veel gesê. Dalk net minder gesê, verstaan jy? En nou hoe hierdie 2 kan saam met mekaar kom en sê, hoor, hier is om te sê, maar sê net dit. En dan kan die mond gaan en sê, ek gaan dit sê, verstaan? En dan hoor die mense, verstaan jy die prentjie om mekaar geestelik op te bou, pas op, nie dit sê, die praat al so, doen die goed, maar jy moet ook help my, gee my. Nou hy skryf daar in Romeine, sê hy, so then let us pursue with enthusiasm, is so mooi wat die Amplified sê, the things which make for peace and the building up of one another, things which lead to spiritual growth. Ek dink die prentjie, die Here weet presies hoekom ons verskillend gemaak het, hoekom ons almal anders is en almal anders optree en almal anders of die visie verstaan wat God gegee het, verskillend verstaan en verskillende uitdrukking daarin gee. Maar hy kom en hy sê vir ons, maar ek doen dit en ek stuur julle saam en ek sit julle saam op verskillende plekke om mekaar te help deur mekaar geestelik op te bou. Dit is nou maklik, as jy vanoggend hier sit en jy sê, goed, ek hoor hom. Dit is eintlik eenvoudig. Die Here het 'n plan, hy sê die kerk is my plan, en hierdie kerk gaan ek versprei oor die hele wêreld heen. Dit al begin in die begin, in die Ou Testamentiese tyd van die volk, toe hulle weggevoer was in gevangenskap en oor die aarde heen versprei is, het God nog heeltyd dieselfde plan. Hy sê, ek gaan my fellowship gaan ek oor die hele aarde versprei, dat oral mense van my kan hoor, en ek gaan daar vir my ambassadeurs plaas, en nou sê ons goed, Here, maar nog steeds, hoe fisies doen ek dit hier in Durbanville, of in Bellville, of in Kaapstad, of waar jy self bevind?
Ek dink die eerste gedagte is om te sê, goed, kom ons werk met hierdie een doel voor oë. Hierdie een gedagte van God het 'n plan en ons is sy plan en sy kerk is sy liggaam en daardeur gaan hy Kaapstad transformeer. As jy daarmee kan begin, ek dink dan is jy op pad in die regte rigting om te sê, it's not me against the world, maar it is me and God and the rest of everybody wat hy saamgesit het om hierdie ding te maak werk. En dan gaan jy die tweede en sê, goed Here, maar ek gaan bid dat U my iemand sal wys. Ek gaan vra, Here, is daar nog iemand hier by my werk, hier by die skool, hier by die klub, hier by my vriendegroep, partykeer is dit dalk in my buurt, die mense om my, jy weet waar jy jouself bevind deur die week. Here, is hier iemand hier? Wys my iemand hier wat dieselfde visie en hart as ek het. Here, dis onmoontlik dat ek die enigste wees wat kan voel ons moet die stad verander. Ek weet, die woord sê, U het mense daar geplaas en vertrou die Here dat hy vir iemand sal wys wat dieselfde visie nou. Ek het daar gaan skryf, dat jy jou roeping met ander deel in ons live groups materiaal, het ek so 'n stukkie gaan skryf meer hieroor, om vir jou 'n bietjie te help daarmee, om te sê, maar hoe gebeur dit dat jy jou visie met iemand share, om die mense nie af te skrik nie, want wat ons baie keer doen is, die Here sê vir jou iets, en jy gaan vertel vir die eerste alles wat die Here vir jou gedeel het, en daai skrik hom oor 'n mik, en hy dink, joh, hierdie ou is super geestelik. Vat hom saam in die journey, gaan kyk bietjie op die live groep, vra vir Rian as jy van daai video's wil hê van die live groep materiaal. Goed, maar dan, net soos in die prentjie van Noag, niemand het hom geglo nie. Dawid het pretty much alleen gevoel, toe hy vir Goliat moes aanvat, maar die Here het in hulle mense om hulle geplaas, om hulle te beskerm. Hy het vir Dawid het hy vir Jonathan gegee, wat hom gehelp het in baie goed. Hy het vir Noag sy vrou Naama gegee. Verstaan jy, het mense om hulle geplaas, om te sê, maar ek wil nie jy moet dit alleen doen nie, besef, daar's nog mense wat die Here vandag vir jou wil sê, wat ek in jou lewe plaas, om jou te kom sterk maak, en daai ouens is dalk al klaar by jou, hulle is dalk al klaar in jou kantoor, hulle is dalk al klaar, dis dalk nie jou bure, verstaan jy, dis iemand dalk al klaar in jou binnekring, of is iemand wat jy nog dalk gaan ontmoet, maar vra die Here, wys my, dis 'n praktiese ding, hoe om dit te doen, en dit begin, soos ek skryf daar, by een persoon, by jou werk. Die vraag in die begin was, hoe kan ons, is God sigbaar in die wêreld? Dit is die vraag. Is God sigbaar in die wêreld? Skryf daar, God gee egter elkeen 'n ander gawe, en sodoende word sy volheid deur sy kerk sigbaar. Yes, God is sigbaar deur sy kerk. Ek wil vanoggend hierdie reeks afsluit met 'n doodgewone uitdrukking met hierdie wol, wat hier op die voor staan. Ons gaan een bolletjie gebruik vir hierdie ene. So, die prentjie is, sien hierdie wol wat voorstel Jesus Christus. Dis die Heilige Gees, nee. Die Vader is die Heilige Gees, dis God, wat ons aan mekaar bind. Dis eenvoudig soos hierdie. So, ek gaan hom nou vat, en ek gaan hom nou omstuur, ek wil nie punt kry. Hier is hy. En dan gaan ek nou so, en dan gooi ons dit so vir mekaar. Sien julle? En stuur dit so om. Almal connect, almal met almal. Baie, jy kan net so, just give it to them, they will take it and they will connect everybody. Maak seker jy kry 'n stukkie van hierdie wol. Ek moet nou mooi vas, want julle trek vir hom. Ek wil hom nou hier anker, weet, want ek voel hoe trek die wol. Maar almal moet hom vat. Nie net een in die gesin nie. Elke een van julle tot deur by Sunay en Sunay op die hoeke, die Sunays, tot by hulle elke ene agter die klankmanne, elke ene. Maak seker, en dan gaan ek jou nou vertel hoekom ons in 'n kerk stukkie rooi wol vashou. En julle doen dit so ordentlik soos kerkmense. Gooi die ding, man. Nikkie, gooi die ding. Ons het in die eerste, was daar nou meer mense, het ons nou 2 bolletjies so omgestuur, maar ek het gedink, hierdie gaan nou beter werk, maar dit is nou 'n eenheid, met hierdie een bol, is hy gekoek. Ag, weet jy wat, skiep 'n stukke, gaan aan. Die gedagte van die wol, kan jy sien vanoggend, die bloed van Christus verbind ons tot 'n eenheid, en ek dink as God na sy kerk kyk, dan sien hy hierdie eenheid van mense wat aan mekaar verbind is. Dis ook belangrik is dat almal die wol vashou, moenie oorskiep nie, want baie keer voel ons, soos daai prentjie in die begin, me against the world, of Here, u vra my om hierdie ding alleen te doen, of baie keer, as hy gekoek is, breek hom af en bind hom vas, en gaan aan.
Maar partykeer dan voel dit net, Here, ek voel dalk alleen, en ek voel, maar waar is die kerk? En is ek deel van hierdie groter prentjie van U, of is ek heeltemal alleen? En lyk my ons het daar 'n koekspil. Houston, we've got a problem. Daar's hy Peer. Daar gaan hy aan. Ja, uitgesorteer. Daar gaan hy. Jy moet dalk 'n hele stukkie hê. Dis is soos 'n truitjie wat gebrei is vir jou. Ek wil hê jy moet vanoggend, en al vat dit nou 'n bietjie tyd, ek het kort gepreek om hierdie ding uit, om hier stil te staan, so wees nie bevrees nie. Jou hoender gaan nie brand nie. Of jou skaapbout. Ja, stuur hom maar daar agter. Ons is nou eintlik omgestuur aan die kinders toe ook. Maar so right. Gooi hom. Rian, jy kan so lank vorentoe kom. Okay. En die laaste een moet hom weer vir my gooi, né? Eens kyk wie kan so ver gooi. Hulle is nou daar by Klankman Irma. Jy moet ook daar vashou. Wie is deel van die wol? By jou nou jy must trou het, my friend. Can you throw so far? Gooi hom, broer. Throw it. Hey. Oh. Sorry, it wasn't me. Hey, hier's 'n man wat kan gooi. Okay. Julle die prentjie is as ons iets verstaan van wat Christus bedoel het toe hy gesê het, maar ons is sy liggaam. Is hierdie dalk miskien eenvoudig, maar dis dalk naby aan dit. Want jy gaan voel as jy 'n bietjie gaan trek, nee. Gaan as iemand hom trek bietjie iemand daar, dan voel jy iemand anders voel dit. Nee. Ek dink die prentjie is as ons besef, maar ons is connected. En die Here sê, ek het nie 'n plan om die wêreld te verander behalwe as die een plan wat ek het nie. En dit is dat ek mense gaan oproep, 'n fellowship by mekaar gaan oproep, wat iets van my beleef, wat ek gaan uitstuur, en dat ander mense iets van my kan beleef, deur sodat hierdie fellowship om hulle beweeg. Imagine nou, ons kan hierdie stuk wol vat, en ons kan hom uitstuur, in hierdie hele shopping center in, en ons is almal connected, deur Jesus Christus. Of ons kan dit verder uitstuur, daar na jou werk toe. Imagine, elke kerk vandag in die wêreld het dit gedoen, en ons het dit gevat na ons dorpe toe, ons stede toe. En ons kon hierdie wol uitrol, en al die wol kon connected wees, en ons kan dan na die aarde kyk, en ons sien, dat ons almal, God het 'n plan, en ons is deel van sy plan. En ons almal hoef nooit ooit weer alleen te voel nie. Jy hoef nooit te voel, maar luister, die Here het nie 'n plan met my nie, of ek is nie deel van hom nie, of hy is nie lief vir my nie, of daar's nie genade vir my nie. Hy sê, jy is ingesluit by my werk. Jy is my antwoord. En dan kan jy sien, deur die klein bietjie wat jy dalk nodig gaan doen, wat jy hak in hierdie lyn, wat so groot magtige werk dit is, net uit ons uit, om môre 'n stad te verander, om môre 'n kerk te wees daar buite, dat mense nooit kan twyfel en sê, maar is God sigbaar nie, maar dat hulle oortuig kan wees, want hy is sigbaar, deur hierdie stukkie wol, wat eenvoudige eksperiment is, maar dit is hoe ons almal aan mekaar verbind is, as jy voel hoe trek hy. Ek wil vanoggend vir jou geleentheid gee, dat ons net kan saam bid hieroor, en moet nou nie oor die tou trap nie, moet nou nie val oor die wol nie, asseblief, moet nou nie iemand seermaak nie, maar as jy nou hier net kan saam opstaan, en hou nou daai wol so vas vir 'n moment, en ek wil vir ons 'n gebed doen. Ons maak ons oë toe. Here, dankie dat ons vanoggend kan deel wees van u plan. Dankie Here, dat ons deel is van u kerk. Ons is u kerk. Dis wie ons is.
Ons is die kerk. En Here, U het ons geroep om ander mense in te sluit by die kerk. Die kerk is nie eksklusief nie, die kerk is vir almal. En Here, dit wat ons beleef, baie keer, Jesus, ons wat hier staan, weet, as ons deur 'n moeilike tyd gaan, die kerk is daar om ons te help. Maar Here, die kerk is ook daar vir alle mense, mense wat U nie ken nie, wat U nie dien nie. My gebed is vandag, soos wat ons almal aan mekaar verbind is op hierdie oomblik, mag ons besef dat dit was U plan van dag 1 af. U bind ons saam deur die bloed van Christus om uit te gaan, om 'n verskil te maak en om U koninkryk op hierdie aarde, in Kaapstad, in my werk, in my omgewing uit te brei. En dat mense oortuig sal wees van wie Christus is. Here, ons wil net as kerk vanoggend U kom aanbid. Ons wil afsluit hierdie reeks deur net U te kom worship as U liggaam. Nie net in die kerk nie, maar reg deur die wêreld. In Jesus naam. Amen. Jy kan die lyntjie los en kom ons worship net saam. En ons sluit die reeks af. Amen. Die liefde van Jesus in my en 'n hart wat die waarheid bely. Die wêreld het hoop in U naam en ek is die een wat sal gaan. Stuur my in die wêreld in, stuur my na die mense uit. Jesus, hoop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus, lig vir my wêreld, leef deur my. Daar waar die woord my sal lei, maak die stem die golwe gelyk. Waardig is ek in U naam. Waar U roep, Here, daar sal ek gaan. Stuur my in die wêreld in, stuur my na die mense uit. Jesus, hoop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus, lig vir my wêreld, leef deur my. Jesus, hoop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus, lig vir my wêreld, leef deur my. U is die mag en die krag en die lewe hier binne my, is die hoop vir ewig. U is die mag en die krag en die lewe hier binne my, is die hoop vir ewig. U is die mag en die krag en die lewe